Goeiemôre geliefdes. Dit is 'n hartlike môre. Lyk my julle het my laasweek gemis. So baie welkom aan elkeen van julle wat vanoggend hier is saam met ons. Ook baie welkom aan van ons besoekers wat vanoggend hier is. Ek sien daar's 'n paar gesiggies wat nie gewoonlik erken word nie, maar ons erken hulle want ons weet hulle is saam met ons in die gemeente. So baie welkom ook aan elkeen van julle wat vanoggend saam met ons hier is. Ons gaan ook vanoggend elkeen teenwoordig wees met die bediening van die heilige doop. So dit is ook 'n voorreg vir elkeen van ons om vandag daadwerklik ook deel te kan wees en opgewonde saam met die doopsouers te kan getuig van die genade en die liefde van die Here. Maar ons begin vanoggend deur voorsang te doen. Ons sing lied 190 vers 1, 2 en 3 en ons sing dan ook lied 200 vers 1 en 2 en 3. So die eerste 2 intree liedere sing ons 3 verse van al 2 en dan tree ons in voor die Here met die sing van Psalm 145 vers 1 en vers 3. So ons sit met die voorsang en dan met die intree lied staan ons dan op en tree in voor die Here, die God van hemel en aarde.
Geliefdes, soos wat ons pas ook gesing het, van kind tot in die nageslag. Mag ons daadwerklik, wanneer ons vandag die Here ontmoet, dit ook onthou. Soos dat ons vandag ook teenwoordig is in die doop, by die doop, mag ons dit ook onthou. Van kind tot aan die laaste nageslag. En mag ons dan ook altyd getuig, laat u woorde van my mond en die oordeenke van my hart vir u aanneemlik wees. Here, my rots, my verlosser, my God en koning. Aan almal vir wie God liefhet en wat aan hom behoort, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort met ons lof van die Here en ons sing Psalm 112 vers 1 en vers 2. Julle sal sien daar is 'n keervers na elke vers wat ons sing. Laat God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Ons sing dit, daarna bely ons saam ons geloof. Ons gaan ons geloof saam bely aan die hand van die apostoliese geloofbelydenis en elkeen van ons sê dit ook in ons hart saam. En daarna bevestig ons dit wat in ons waarin ons glo, deur saam te sing Skrifreëling 3:4 vers 1 en vers 5, direk nadat ons saam ons geloof bely het. En daarom sê elkeen van ons ook in ons harte saam dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het. Hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons verootmoedig onsself vanoggend voor God deur die wet van God aan te hoor in Deuteronomium 5 vers 1 tot 22. Die wet kom op twee verskillende plekke in die Ou Testament voor, Exodus sowel as in Deuteronomium.
En ons lees vanoggend Deuteronomium, spesifiek ook omdat ons die fokus het vanoggend van die doop. Want soos wat ons al reeds weet, in Eksodus 20 het die Here die 10 gebooie gegee aan sy volk, en nou 40 jaar later, 'n hele generasie later, gee die Here die opdrag deur die leiding van die Heilige Gees, sodat Moses dit nou weer moet doen. En dan sê Moses, dit is nie met julle voorvaders nie, dit is met julle waarmee hierdie verbond gesluit word. Dit is met julle waarmee hierdie 10 gebooie, waar die standaard wat God gee, is nie net van toepassing op vorige geslagte nie. Dis ook op jou van toepassing. Elkeen van ons. En soos wat ons ook sien met die doop, dit is nie net 'n doop omdat my ouers gedoop is en omdat my voorgeslagte gedoop is, daarom word ek outomaties net ingesluit nie. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met die Here. En dieselfde ook met die 10 gebooie, met die wet van God. Dit is vir elkeen van ons deur die eeue heen van toepassing. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here, ons God, het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee. Want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy moet die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag so te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en stik donker wolk uit. En toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. In antwoord op die wet sing ons saam Psalm 38 vers 1 en vers 3. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld.
Here, o Here ons God, hoe wonderbaarlik is U naam. Hoe groot is die vreugde om U te kan loof en prys. Hoeveel blydskap is daar in ons om U te kan loof vir wie U is. Here, U is ons God en ons koning. U is die bron van alles wat goed is. U is die oorvloedigste fontein. U dors ook ons U lus oor ons dors. Here, U is goed vir ons. U help ons, U beskerm ons, U bewaar ons. U bemoedig ons, U versterk ons. U maak vir ons 'n pad. U is die lig vir ons pad. Here, hoe goed is U en hoe wonderbaarlik is U naam nie. En daarom wil ons U loof en U prys. Here, ons is dankbaar dat ons ook weer vanoggend hier bymekaar kan wees saam met medegelowiges. Ons is dankbaar dat U ons uitgespaar het deur die genade. Terwyl ons weet daar is medegelowiges wat die afgelope week nie so bevoorreg was nie, maar ons vooruit gegaan het na die ewige woning toe. Here, U is waarlik goed vir ons, elkeen van ons. Die wat reeds gesterf het, maar ook die wat steeds hier is. Here, ons wil U loof en prys vir U voorsienigheid. Dat U in U alomteenwoordigheid en U soewereiniteit ook voorsien vir ons in elke behoefte. Daar waar ons swaar gedruk gaan onder beproewing, hartseer onder lyding, swaar kry onder verganklikheid. Here, dankie dat U ook uitkoms gee menigte kere oor en oor aan U volk. Here, maar dankie dat U ook vir ons uitkoms gee van die ewige dood, die ewige hel, die godsverlatenheid, deur moeite te maak met ons, deur Christus te stuur, en deur 'n verbond wat U gemaak het met ons voorvader Abraham. Here, ons bid dat U vandag ook weer opnuut vir elkeen van ons sal herinner waaroor dit gaan. Maak ons gedagtes rustig, dat ons nie besig is met die dinge van die wêreld nie, dat ons nie so dink aan die dinge waarvan die heidene hou nie. Maar dat ons besig sal wees met U en die woord en rig ons gedagtes alleenlik op U. Here, help ons om te begryp waaroor die bediening van die heilige doop gaan. Waaroor hierdie besonderse sakrament gaan, ook vandag deur die prediking. En mag ons opnuut besef waartoe U ons roep. Spreek tot ons, Here, want U dienaars, ons is gretig om te luister na wat U vir ons sê. Om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam en die woord van die Here kom na ons toe uit Genesis. Nie Exodus nie, ons is klaar met Exodus, ons gaan Genesis toe. So Genesis is die eerste boek in die Ou Testament. In die eerste boek, die 17de hoofstuk, lees ons saam vanaf vers 1. Ons fokusverse is vers 1 en vers 7. As ons nou wel by Exodus oopgemaak het, is ons 'n bietjie laat in die Bybel, ons moet Genesis toe gaan. Ek lees vir ons vanaf vers 1 en herhaal vir ons fokusverse weer daarna. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Leef voor my en wees onberisplik. Ek wil my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. Abraham het neergeval met sy gesig teen die grond en God het met hom gepraat. Wat my betref, kyk, my verbond met jou is, jy sal die vader van 'n menigte nasie word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees. Want vader van 'n menigte nasie maak ek jou.
Ek sal jou besonder vrugbaar maak en jou tot nasies maak. Konings sal uit jou voortkom. Ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaf. Deur hulle geslagte heen as 'n ewige verbond. Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ek gee aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap, die hele land Kanaan, as eiendom vir altyd. En ek sal vir hulle 'n God wees. God het ook aan Abraham gesê, my verbond moet jy nakom. Jy en jou nageslag na jou deur hulle geslagte heen. En dit is my verbond tussen my en julle en jou nageslag na jou, wat julle moet nakom. Elke manlike persoon onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vlees van julle voorhede. Dit sal dien as 'n teken van die verbond tussen my en julle. Op die ouderdom van 8 dae moet elke manlike persoon by julle besny word, deur al julle geslagte heen. Ook 'n kind uit die huishouding, en die wat met geld gekoop is van enige vreemde en wat nie deel is van julle nageslag nie. 'n Kind uit die huishouding en die wat met geld gekoop is, moet beslis besny word. My verbond moet aan julle liggame wees soos 'n ewige verbond. 'n Onbesnede man, 'n manlike persoon wat nie aan die vlees van sy voorhede besny is nie, daardie persoon moet van sy mense afgesny word. My verbond het hy verbreek. Ons fokusvers vers 1 en vers 7, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Leef voor my en wees onberisplik. Vers 7, ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaf, deur hulle geslagte heen, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Geliefdes, die tema van vanoggend se preek is, stof 'n bietjie jou doop af. Ons is getuies by die doop vanoggend. Daarom is dit tyd dat ons ook ons doop 'n bietjie afstof. Geliefdes, hoe gereeld maak jy huis skoon? Miskien het jy iemand wat vir jou werk, miskien doen jy dit self, maar hoe gereeld maak jy huis skoon? Elke dag, 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, 1 keer 'n kwartaal, miskien 1 keer 'n jaar. Sjoe. Maar hoe gereeld maak jy huis skoon? Slaapkamer, badkamer, kantoor, kombuis, hoe gereeld maak jy dit skoon? Wat van daardie gastekamer? Daar waar niemand kom nie. Net wanneer 'n gas kom kuier, dan al wanneer jy dit skoon maak. Kom ons gaan na 'n paar ander plekke toe. Wat van jou motorhuis? Is dit netjies daar binne? Is dit skoon? Kan ons 'n 3-gang maaltyd daar binne gaan eet? Kom op van die vloer af. Hoe gereeld maak ons skoon? Maar 'n plek wat ook baie min by gekom word is daai boekrak met al daai klomp ornamentjies en goedjies op. Daai dinge en daai goeders wat op daai boekrak staan. Hoe skoon is dit daar? Is dit afgestof? Wat van 'n boekrak? Maar kom ons raak 'n bietjie meer persoonlik. Hoe lyk jou doop? Is hy stowwerig? Hoe gereeld dink ons oor ons doop? Hoe gereeld besin ons oor wat die inhoud van die doop is? Wanneer daar 'n tipe geestelike gemaklikheid in ons lewe na vore kom, of wanneer daar 'n tipe selftevredenheid inkom, dan word ons doop op 'n hoopie geplaas saam met al die ander gedagtes in ons geloof, die leerstellings van die kerk en die Bybel. En dan vorm daar 'n geestelike laagie stof op. Totdat ons uiteindelik weer by 'n doop is, en dan onthou ons, o ja, maar ek was mos ook gedoop. Kom ons wees eerlik, hoe baie dink ons oor ons eie doop? Ja, ons was klein, pap babietjies gewees, waarskynlik 1 jaar, ons weet nie. Ons kan nie eens onthou wat het ons aangaan. Maar waaraan dink ons wanneer ons dink aan die doop? Dink ons enigstens aan die doop?
behalwe op dae soos vandag. En daarom is dit nodig dat ons daadwerklik weer ons doop afstof om te besef waaroor dit gaan. In hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis is dit nou meer belangriker as ooit om te weet wat die verbond van God beteken. Is dit meer belangriker as ooit om te weet wat beteken ons doop vir elkeen van ons. Maar nog meer belangrik wat die Bybel vir ons sê rondom die tydperk toe die verbond in werking gestel is. In hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis toe Abraham nou daar was, in Genesis 17 sien ons dat die Here vir hom sê, ek is God. Punt, dubbelpunt, punt, klaar. Ek is God. Met ander woorde, daar's geen ander God nie. Dan gaan hy verder en hy sê, die Almagtige. Punt. So God sê eers wie hy is, ek is God, daar's niks of niemand anders nie. Saam met dit is ek magtig. Niemand anders nie. Wandel voor my aangesig en wees opreg. Of soos hy 2020 sê, onberispelik. Wat insinueer hierdie? Dit insinueer dat ons rein en skoon moet lewe voor die Here. Meer as dit het 'n opdrag dat ons moet skoon lewe voor die Here. So die Here begin daarmee. Hy sê ek is God die Almagtige en dan gee hy die opdrag. Ons noem dit in die akademie die indikatief en die imperatief. God is almagtig, dus moet ons voor hom rein lewe. Maar hierdie oproep en die opdrag is nie net vir Abraham gewees nie, dit is vir elkeen van ons ook vandag. Net so relevant. En besonder ook vandag vir die doopouers. Waar hulle 'n belofte maak, om uiteindelik ook hulle kind so groot te maak. Vir die wil van God, in die wil van God. Om die Here te vrees, om te ken. Maar as ons nou weer terugdink na ons eie doop toe, wat ons moes afstof nou, lewe ons so. Het ons ouers ook ons so groot gemaak om so te leef? Leef ons as ouers wat kinders het, wat ook gedoop is, in dieselfde, of vergeet ons baie keer hulle is gedoop? Moet ons hulle doop ook dan afstof? Vergeet ons wat is die belofte wat ons gemaak het, toe ons as doopouers ook ons kinders kom doop het? Want wanneer ons sê dat ons het ons kind gedoop, maar ons voer nie die opdragte uit daarin nie, dan is ons besig om lasterlik op te tree en valse getuienis te lewer. Dan sê ons, ek het 'n belofte gemaak voor die Here van hemel en aarde, maar ek is te goed om dit na te kom. Van wat se rede ook al. So in Genesis sien ons die verbond. Die verbond wat God met Abraham gesluit het, is ook die grondslag en die fondasie van alles wat verder voortvloei in die skrif. Dit dui op nie die verdienste van mens nie, maar op die genade van God. God sluit die verbond. En dan reageer die mens daarop. En ons sien in hierdie verbond, daar is 'n dubbel doel. Eerstens om die soewereiniteit van God duidelik te maak. God is soewerein oor alles en almal. En dit sluit dan aan by almagtig. God is almagtig en soewerein. Tweedens is dit 'n oproep om 'n lewe te hê van gehoorsaamheid volgens die wil van God. Hoe ons ook ons kinders moet grootmaak. Hoe ons self ook moet lewe. Geliefdes, het ons mooi verstaan wat dit beteken. Die verbond is ingestel deur die Here. Nie ons verdienste nie. En dadelik kom vat dit alle afgodienaars weg. En dit skei die koring van die kaf. Want afgoderry verwag dat ons moet iets doen vir ons God, voordat ons God iets doen vir ons. Maar ons, wat die gelowiges is en die skrif lees, en die wil van God ken, weet dat God het eers van sy kant af iets gedoen. En nou moet ons 'n lewe leef van dankbaarheid. Want afgode verwag tyd van ons. Dit verwag geld van ons.
Dit verwag offergawes van ons. En dan miskien as die gode in ons geluk is, dan sal ons iets kry. En dit is nie die evangelie wat ons ken nie. Dit is nie die evangelie wat ons geleer word nie. Want ons God, hy red ons. Hy stel die verbond in. Hy is soewerein, alwetend, almagtig. Hy doen eers iets van sy kant af. En dan moet ons reageer deur 'n lewe van dankbaarheid. Dit is ook die doel van die verbond gewees, om 'n verhouding tussen God en sy volk, in afsondering van alles om hulle te verbind. Ons sien God roep sy volk om 'n lewe te lei anderster as dit wat om hulle plaasvind. Ons het dit herhaaldelik ook gesê rondom die 10 gebooie. Dit is 'n standaard. Die Here gee vir ons 'n standaard om te volg. Nou met die verbond sê hy ook dat jy en jou nageslag moet besny word. So nou lyk hulle klaar anderster as die mense om hulle. Klink dit nie soos iets wat ons al oor gepraat het nie? Wees heilig. Afgesonder vir God se doel. En dit is wat die verbond ook is, afgesonder vir die doel om God te eer, om hom te loof, om 'n uitverkore volk te wees volgens hom, vir hom, om hom te aanbid. Maar dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis in die verlede nie. Dis 'n voortdurende handeling. Die verbond het nie opgehou op 'n stadium nie. Ons word steeds ingesluit by die verbond. Uiteindelik in die Nuwe Testament sien ons dit deur Christus. As ons nou teruggaan na daai beeld toe waarmee ons begin het, van die stof af te vee, ons gaan nie ons antieke meubelstukke los dat dit stof opgaar tot in lengte vandaan nie. Maar ons sal dit soms 'n bietjie blinkpolitoer. Stoffies afvee. Hoe iemand op pad, die dominee kom, vee dit af. Dis 'n voortdurende handeling. 'n Voortdurende vernuwing. 'n Voortdurende skoonmaak en lewe daarin. Die verbond roep ons op om altyd bewus te wees van die noodsaaklikheid om geestelik ook skoon te maak. Ons word ingesluit by die verbond en daarom is dit nodig dat ons ook so reageer. Wat het ons nou gesê? God doen iets van sy kant af en nou moet ons 'n lewe leef van dankbaarheid. So God stel die verbond in en wat doen ons aan ons kant? Ons lewe rein voor sy aangesig. Die Almagtige. God het in die verbond geïnisieer. Hy het eers dit van sy kant af gedoen. Hy bring nie net 'n belofte van verlossing en werking nie, maar hy roep ons ook tot 'n aktiewe lewe voor hom. Wandel voor my aangesig. En so wanneer dit ook kom by die doop. Wanneer ons kinders doop voor God, voor die gemeente van gelowiges, dan sê ons ook daarmee, ons sal ons kinders leer om ook so te lewe in die teenwoordigheid van God. Want God is almagtig. En daarom sal ons rein voor hom lewe. God se handelinge in die verbond is ook radikaal in die tyd waarbinne dit geskryf is. Want net 'n koning sal vir sy volk so verbond laat sluit mee. Abraham het absoluut niks van sy kant af gedoen nie. Nie 'n enkele ding nie. Dit was net God. En dit is in daai tyd baie snaaks geweest, want in daardie tyd sou die persoon wat die verbond sluit en die ander persoon albei iets moes doen van hulle kant af voor die verbond gesluit word. Maar dit is 'n handeling alleenlik van God se kant af. In Genesis 17 sien ons dat God die besnydenis dan laat instel om anders te wees. Daar moet bloed ook vloei.
Want dit is 'n diep daad, 'n simboliese daad ook van dit wat sou kom. Die fisiese besnydenis dra 'n geestelike betekenis van reinheid en toegewydheid. 'n Tydlose herinnering daaraan dat ons as gelowiges geroep is om onsself af te sonder spesifiek vir God se wil. Nie ons eie wil nie ons eie selfvoldaanheid nie ons eie geestelike gemak nie, maar vir God se wil. Net soos wat ons daardie meubelstuk sal afstof, moet ons lewe ook in aanskouing neem en besef wat ons doop beteken vir ons. Want 'n doop kan baie maklik 'n statiese gebeurtenis wees en sê, ja, maar ek het my kind gedoop. Tjik. Nou moet ons net wag vir belydenis. Okay, dis gedoen. En dit is nie waaroor die doop gaan nie. Ons word ingesluit by die belofte wat gemaak is deur God in Genesis 17. En dit het ook in daai tyd 'n aanloop gehad van hoofstuk 12 af. 12, 13, al die pad tot 17. Daar was 'n opbou gewees ook tot die verbond. Dit kan baie maklik net 'n ding wees om te doen. Maar vanoggend word ons herinner aan twee dinge. Eerstens, die manier hoe ons kinders moet grootmaak in die wil van die Here. En tweedens, ons wat volwassenes is, wat reeds gedoop is, om ook te herinner te word en mekaar daaraan te herinner, dat dit voortdurende vernuwingsproses is. Dat ons voortdurend moet terugdraai om voor die Here se aangesig heilig te lewe en rein te lewe. Dit is 'n geestelike skoonmaak, 'n geestelike proses waar die Heilige Gees ons kom ondersteun daarin. Die Heilige Gees lei ons ook om te besef daar waar daar nog stowwerigheid is wat ons nog nie aandag gegee het aan nie. Die Heilige Gees kom herinner ons aan die geestelike uitdagings en die onderdrukking van sonde wat daar in ons lewe nog is, wat ons dink oukei is. Die Heilige Gees kom herinner ons daaraan om anders te lewe as die mense om ons, want ons is anderster. Ons kinders van God. 'n Nuwe identiteit wat ons gekry het in God. Soos die besnydenis 'n teken was van 'n verbond wat deur God self bevestig is, so is die doop ook vandag 'n teken van die verbondsbelofte van die Here. Dit is juis hiervoor waar die Heilige Gees ons versterk en verseker. Want dit is wat die doop ook is. Dit is 'n teken van die verbond en dit is 'n seël dat dit wel so is dat ons 'n kind van God genoem word. En wanneer ons ook vandag met die water doop, is dit nie net water nie, maar dit is 'n herinnering daaraan dat ons daagliks skoon gewas is deur die bloed van Christus. Ons terug te draai na hom toe, weg van ons sonde en ons swaar kry onder leiding van die sonde. Want geliefdes, die bloed van Christus het ons daadwerklik skoon gewas. En ons word daaraan herinner deur die doop. Waar die besnydenis 'n teken was, is die doop beteken 'n seël, 'n versekering. Ons sien dat Christus ook 'n tydlose offer in vervulling gebring het, soos ons lees in Kolossense 2 vers 11 tot 12. Waar ons herinner word aan Christus se lyding, sy dood, die ternelle neergedaal het en weer opgestaan het uit die dood. En hoe dit vir ons 'n werklikheid word, waar ons besef, ons is ingelyf as kind van God, ook by hierdie verbond. Die saak rondom die doop is eintlik heel eenvoudig. Ons word ingesluit as kind van God, by die volk van God, en ons leer ons kinders om ook die Here so te leer ken. Maar hoe ouer ons word, hoe meer
daadwerklik moet ons ook daarin leef, om onsself elke dag te ondersoek. En besef ons is deel van die volk van God. En met dit is daar implikasies dat ons moet rein lewe voor die aangesig van die Here. Die doop is 'n sigbare teken van dit wat ook in die geesteswêreld gebeur. Die doop is 'n sigbare teken van dit wat eeue voor ons gebore is gebeur het. Die doop is die sekerheid dat ons deel is, ingesluit word. Christus, wanneer ons vandag na die doop kyk, deel het in die doop, word elkeen van ons geroep daartoe om getuies te wees dat die dooppaar daadwerklik hulle kinders volgens die wil van God grootmaak. Ons is nie net toeskouers nie. Ons het 'n aandeel daarin. En wanneer ons dan vanoggend deel het in die doop, moet ons ook die doopouers vir hulle wys en sê, waar is jou kind? Maar so het elkeen van ons ook 'n ander oproep vanmôre. Ons eie doop ook af te stof en opnuut te besef waaroor dit gaan. Ons word geroep tot 'n hele nuwe lewe, ingesluit as kind van God. Hoekom sal ons dan die rein wil lewe voor sy aangesig nie? Deur die eeue lank is die verbond daar, en die Here handhaaf dit steeds van geslag tot geslag. Hy is getrou. Hy is inderdaad almagtig. Hy is ons God en Vader. Ons is sy kinders, deel van sy koninkryk. En geliefde gemeente, daarom is dit nodig dat ek en jy opstaan, die vredestoffer kry en ons doop weer opnuut afstof. Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam lied 292, vers 1 en vers 2. Die fokus val hier egter op vers 2 wat sê die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ons sing vers 1 en vers 2 van hierdie lied, waarna ons weer ons plekke kan inneem, en dan sal ons oorgaan in die bediening van die formulier van die Heilige Nagmaal.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus en ook in besonder Christian en Melissa. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop is in hierdie 3 punte saamgevat. Die sonde, die verlossing en die dankbaarheid. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sonde deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy doop, dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eintlik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derdens, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godsvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Geliefdes, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê: Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde: Want die beloftes kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoerig te onderrig. En die geliefde gemeente, ontvang ook hierdie verbondskindjie as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir haar, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot troos en tot opbou van die gemeente uit te voer, laat ons daarom saam bid en sy naam aanroep. Almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowiges en onboetvaardige wêreld met die sondevloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar.
U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en u volk op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop 'n afbeelding is. Ons bid u kragtig, u grondlose barmhartigheid dat u ook vir hierdie kindjie van u genadig wil aanneem en aansien en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy ook met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy terwyl sy ook hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop, vurige liefde, sodat sy hierdie wêreld en hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. Dit bid ons Here, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God is, leef en regeer vir ewig, om u naam ontwil. Amen. Christus, ek wil vir die doopouers vra om asseblief vorentoe te kom. Christian en Melissa, geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doopinstelling van God is om aan ons en ons kinders uit die bond te verseël. Ek staan in die gemeente vandag, want hier is nie voor my voor 'n preekstoel nie. Hier is voor die gemeenskap van gelowiges wat saam deel het in die doop vandag en vir God, die almagtige God van hemel en aarde. Daarom moet julle om die rede voor die volgende vir ons hart en duidelik 'n antwoord gee. Daarom moet ons ook dit vir hierdie doel die nie uit gewoonte of bygeloof doen wat ons doop nie. Dat het openbaar kan word wat julle gesindheid op hieroor is, moet julle op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerlei ellende aan die verdoemende self onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort ook gewees. Tweedens, bely julle twee dat die Heer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Derdens, beloof julle en neem julle jouself voor om uiteindelik julle kind en kinders, indien die Heer wil, waarvan julle die vader en moeder is, wanneer hulle dit kan verstaan en die genoemde leer na julle verhoor te onderrig en te laat onderrig. Christian, Melissa, wat is hard en duidelik hier op die land? Christian, kan dit ook nie. Christian, dat is Jansen van Vlieren. Ek loop hier in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Liefdes, kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid ook dat U deur hom, die geliefde Seun, ook vir Christus altyd met die Heilige Gees word regeer, sodat sy Christelik en godsvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy ook die vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons almal bewys, kan bely en in alle opregtheid onder ons enigste leraar, koning en hoofpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde stry, die duiwel en ons sy hele ryk
kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus, deur die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Christus, ons gaan nou saam staan en dan sing ons ook vir 'n laaste sin, maar ook vir haar, die seënbede van Psalm 134 en ons sing daarvan net vers 4. Ons sing vers 4 van 134. Geliefdes, daar is dan nou geleentheid vir die afdra van liefdesgawes en kollekte in die diens, sowel as by die deure is dit vandag vir die diens van barmhartigheid. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Psalm 149 vers 1 en vers 2. Onthou, ons het nou gehoor dat ons doop moet afstof en ons moet lewe voor die Here rein en heilig. Daarom sing tot God se eer met lof en dank 'n nuwe lied met nuwe klank oor al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle Here. Ons staan dan sing ons Psalm 149, waarna die Here ons dan sal uitstuur in die wêreld in met sy seën.
Geliefdes, terwyl ons uitgaan, weet dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen. Goeiemôre geliefdes. Dis heerlik om julle almal te sien vanoggend. Net net julle afskondiging besluit ons dan draaf om koffie en tee te gaan geniet in die saal. Projekte wat die Here vanoggend is ook dat vir diens van barmhartigheid en dan volgende week sal dit in die diens wees vir gemeenteprojekte en dan by die Here weer vir diens van barmhartigheid. Volgens die beplanning van kategorie aansoek normaal vanoggend en dan volgende week. Alhoewel ons besef dat daar baie min kinders vanoggend teenwoordig is, ergens het daar 'n foutjie ingesluit in die beplanning. Normaalweg het ons nie kategorie in ons tyd nie, so ons vra om verskoning asseblief daarvoor. En ons wil net vra dat al die kinders en ouers van daardie kinders wat wel teenwoordig is vanoggend, net gou na die tyd, net op die vaswerk voor by een sal kom, ons net gou aan bespreek wat ons volgende gaan doen. Kleingroepe gaan ook aan soos normaal, dit sluit nou in maandagse kleingroep, woensdagse kleingroep, sowel as volgende Sondag se kleingroep. Bybelstudie word ook beplan, DV Dinsdag, die gemeente Bybelstudie wat ons hier by die kerk self hou, ons gaan 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 en ons hoop om julle almal daar te sien. Mededeling, Suster Petru Rousseau het op baie seer na haar skoueroperasie, maar ons is dankbaar dat dit beter gaan raak. Suster Renel Correa ons as 26 Maart ook in vir skoueroperasie. Die operasie het baie goed verloop en sy sterk thuis aan by die huis. Suster Saintjie Lombard was in vir 'n rugoperasie. Sy het gevorder tot by die Steektown fasiliteit en daarso is sy besig met die rehabilitasie en herstel. Dan verneem ek ook dat van die Petru van Eden terug is na haar operasie. Ons het 'n klomp operasies in die gemeente, maar dit word goed as dit goed is vir ons operasies wel goed verloop het en ons geliefdes nou kan aansterk. Suster Louise van Vieren is verplaas na die Ankron hospitaal in Kerksdorp en daar word sy nou gemonitor deur 'n hartspesialis. Dit gaan baie beter met haar, maar sy het weerstandige kiem opgedoen en het ook so 'n infeksie opgedoen en sy lê nou in isolasie, so ons vra dat julle nogtans vir haar sal bid sodat sy ten volle gesond kan word. Dan het ons ook vanoggend verneem dat Kadien Rits van 'n perd afgeval het. Gelukkig klink dit my daar nie te ernstig nie, maar sy het haar spyt skeer gemaak. Ek dink ook asseblief dan aan haar. Ons wil ook laasens vra dat julle sal dink aan Dominee Erasmus se pa. Hy bly maar nog baie siek. Gaan maar op en af met hom met sy gesondheid, aan dit, aan dat. Sodat julle ook hom en julle gebede kan hou asseblief. Dan is omtrent
mense wat verjaar in die volgende week en vandag self. Vandag verjaar broer so Vry Snyman. Dinsdag 1 April lidmaat Stef Jansen van Vieren. Woensdag die 2 April broer Laurens Grobler. Donderdag die 3 April Suster Essie Pieters. En dan Vrydag die 4 April broer Jan Venter. Stef, vergewe jou ouderdom, dus jy is gelukkig genoeg om 'n geskenk nog te kry. Jy kan vorentoe so kom. Lucky. Right, dan die laaste ding, vergaderings die 7de April het ons weer ons 50ste feeskommissie vergadering, so ek herinner almal wat deel is van daardie kommissie aan daardie vergadering die 7de April om 6:00 hier in die kerkgebou. Dan die 19de April gaan die Silvergerwe noubraai. So ons almal tekens, want dis die tema is noubraai. Op die plaas by die presies, bevestig asseblief jou teenwoordigheid by Magda of Kerk. En dit is dan al nies wat ek nog het. Nou asseblief aan die